Kom ons gesels oor die volgende onderwerp, welwillendheid. Die Engels praat van benevolent, of ek sê sommer, is dit nie dalk liefde nie. So ons praat oor die onderwerp, want dit is so belangrik. Ek dink die wêreld is vol van onsself. Dit gaan oor onsself. Ons bou, soos ons sê, ons eie kingdom. En dit is ongemaklik, want ergens moet ons hierdie ding verstaan wat dit is. Ek kan verstaan, as 'n mens dink, mens is jonk en jy's 'n baba, en jy's dalk 'n bietjie selfsugtig. Maar soos 'n mens groter en ouer raak, hoekom is ons so selfsugtig? Wat het gebeur? En dit is waar. Mense dink oor homself, wat is dit in vir my? Ons lewe werklik in 'n selfsugtige samelewing wat sê, dis ek. En ek wil dit vir myself hou, en daarom wil ek juist nou gesels en 'n paar praktiese riglyne gee oor hierdie belangrike kwaliteit van welwillendheid. En dis my versoek en my werklik my uitdaging aan een en elkeen van ons. Hoe kan ons selfsug oorkom? Wat moet ons doen? Ek sê mens kan dit oorkom as mens veral hierdie karaktertrek ontwikkel. Dit kan 'n impak maak. Filippense 2 vers 3, en ek hou daarvan, sê moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Ons het daai vers seker baie maal al gehoor, maar hoor ons dit werklik waar? So wat is welwillendheid? Dis eenvoudig om aan ander mense se basiese behoeftes te voorsien sonder dat my motief persoonlike beloning is. Dit gaan daaroor om vir my te sê, welwillendheid is 'n verhouding. Maar dit begin om te sê, kom ek kies om te gee. Daar is geleenthede buite, kom ons kies en kyk na maniere hoe ons ook ander kan bevoordeel. En een manier wat jy kan doen is waardering en erkenning. Waardering in my ouers, op en afwaarts, links en regs, ook in die werksplek kan dit 'n verskil maak. Sien positiewe gedrag raak, sit rustig saam met 'n spanlid of 'n familielid, en praat met hom daar. Dit kan jou so, ek sê sommer 'n kolossale hulpstoot gee as ons dit veral begin toepas. So kyk na maniere, hoe kan ons goeie verhoudings bou? Maar dit beteken jy moet luister, ook as jy verkeerd is. Volg dit op, kyk wat jy kan doen en kyk hoe jy dit verder kan vat. 'n baie belangrike verdere punt is, maak ander mense suksesvol. Gaan mos nie oor jouself nie. Daar is geleenthede, so is dit nie lekker om van 'n ander persoon geleenthede te skep ook nie, en om te help om suksesvol te wees, al kry jy nie die erkenning nie. Asseblief, liever dat ons weer daarby stil staan en sê, maar ja, ek het nie erkenning gekry in die verlede nie. Suksesvolle mense doen dit juis om vir hulle geleenthede te skep en te sê, hoe kan ons soos 'n span werklik suksesvol wees, sonder om net altyd eers te vra wie gaan die erkenning daarvoor kry. Baie belangrike punt, moenie dis bekommerd wees oor wie altyd die krediet gaan kry nie. Ek kyk na die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Wat 'n pragtige verhaal. Jesus het in hierdie verhaal duidelik gesê, en ons het gesien, van hoe naaste liefde beoefen moet word. En kyk maar Lukas 10, 25 tot 37. Ons sien die impak van die rowers, uitgetrek, geslaan. Ons sien die impak van die priester, ons sien die impak van die leviet. Ons sien die impak wat het gehad het op die Samaritaan. En wat het hy gedoen? Eenvoudig, ons kan kyk na maniere, maar dit kom daarmee, hierdie persoon was welwillend. So wat ons sê, die Samaritaan leer vir ons dat om medelee te hê, is om iemand se pyn raak te sien en iets daaromtrent te doen. Dit is naaste liefde. Dit is welwillendheid. Oeg, dis vir my so 'n pragtige woord. Kom ons onderskei ook tussen die ware behoeftes. En ek dink veral in leierskap. En om dit te kan doen, sê ek, gaan ondersoek persoonlikhede. Want jy moet leer, hoe hanteer ek situasies? Hoe hanteer ek verskillende persoonlikheidstipes? Hoe motiveer ek persone? En wat is die regte manier om dit te doen? Want ons lyk mos anders, ons voel anders, ons tree anders op. Maar 'n leier kan 'n geweldige impak maak om sy mense reg te verstaan, om juist daardie aspek verder te vat in sy eie leierskapstyl. So gaan kyk na behoeftes, gaan kyk na wat jy kan doen en vind ook uit wat die persoon benodig. Neem ook persoonlike belang by elke persoon. Weet jy, ons is soms so belangeloos. Mense werk vir jou, maar ken ons hulle werklik? En is baie belangrik dat ek werklik saam met hulle pad stap, dat ek hulle weet wie hulle is, en met aktiewe toewyding aandag juis aan dit gee. Ek het genoem en ek wil dit weer eens sê, luister is baie belangrik. Luister na mense se drome, luister na hulle hartseer, luister na hulle vrese.
Wees ook net sensitief as daar konflik baie maal kom, want konflik is soms 'n geleentheid dat ons irriterend kan optree en konflik kan 'n verskil maak. So wat wil ek sê? As jy welwillend wees, onthou die volgende dinge. Kom jou commitments na, dis vir my 'n pragtige woord, of jou verpligtinge. Kyk na dit binne die families, hou by jou beloftes, sit tyd saam met jou families, praat met hulle, kyk na opofferings, maak 'n paar impak sessies wat ons kan sit en werklik waar met hulle kan gesels en sê, hoor jy is vir my belangrik, kyk na jou eie skedule, kyk na jou eie behoeftes, dit is nie altyd maklik nie, maar kom ons sit, kom ons raadpleeg mekaar en kom ons spreek hierdie karaktereienskappe aan soos nog nooit tevore nie. En dan ook, gee vrylik, nie net van jou geld nie, ook van jou talente, van jou tyd. Dis vir my so mooi, as ons mens dit doen, wat ek sê, dis belangrik. Maar onthou, evalueer jou motiverings. Wat is jou motief? Hoekom doen ek hierdie goedes? Hoekom wil ek bewustelik betrokke raak? En ek wil weer eens sê, welwillendheid is iets wat jy kan beoefen. Jy kan betrokke raak, jy kan daai ekstra gee. Jy kan 'n kollega help om deur daai bekommernisse te werk, veral as jy sy behoeftes raak gesien het en iets daaromtrent doen. Dis vir my belangrik. So, ek wil begin afsluit. Hierdie onderwerp, welwillendheid, benevolence, liefde. Kom ons beoefen dit soos nog nooit tevore nie. Dit is en sal altyd die eerste gebod wees. En kom ons leef dit uit. Dis lekker.